Ons is in week 3 van ons waardevol reeks. En ek dink dit is net nodig vir 'n oomblik dat ons stil staan en praat oor hoekom is dit nodig dat ons as 'n kerk 'n preekreeks het oor waardes, oor wat is regtig waardevol. Nou jou waardes handel maar oor wat is vir jou belangrik, wat jou prioriteite is. En op die einde van die dag is dit die goed waarop ons besluite maak, of dit nou is rondom jou finansies, jou toekoms, jou kinders. Dit wat vir jou waardevol is, bepaal jou besluite wat jy elke dag maak. Nou, elkeen van ons word groot in 'n kultuur, in 'n huishouding, en hierdie goed vorm ons. Dit vorm ons waardes. En dis nodig vir ons as kerk, as mense wat vir Jesus wil volg, om amper krities te kyk na hierdie goed en te sê, maar is dit wat vir my waardevol is, dit wat vir die Here waardevol is? En miskien te kyk, waar is daar 'n plek waar jy moet realign, jou prioriteite dalk omskuif na dit toe wat vir die Here waardevol is. So ons wil deur hierdie reeks net bietjie in die skrif kyk, wat is die goed wat die Here sê regtig waardevol is? So vanoggend, jy kan daai volgende slide opsit daar, dankie Willem. So daai is 'n skildery. Soos jy hom daar sien, is hy baie groter as wat hy in die werklikheid is. Hy's maar werklik so 25 by 20 cm. So nie eers 'n A4 nie, skildery. Hulle beweer hierdie skildery is in 1280 geskilder deur 'n Italianer, sy naam is Cimabue, en so hierdie skildery, bloot die feit dat hy 750 jaar oud is, sê vir jou, hy's probably redelik waardevol, reg? Nou die ironie is, hierdie skildery het vir 60 jaar lank in 'n tannie in die noorde van Frankryk se huis gehang, en sy het net geglo, dit is een of seker maar net 'n kopie van 'n skildery. Hy het seker nie baie waarde nie, hy het gehang bo haar hotplate in haar klein kombuisie, het hierdie skildery gehang. En toe die tannie nou so naby aan 90 is, toe besluit sy nee, sy wil nou uittrek, seker maar na haar ouer huis gaan. Sy kry toe afslaer om te kom kyk na die goed in haar huis, sodat hulle dit alles kan laat gaan van en kan verkoop, net om te bepaal wat is die waarde van die goed in haar huis. En die ou stop toe by hierdie klein skilderytjie wat bo haar hotplate in haar kombuisie hang. En hy sê vir haar, hy dink hierdie ding mag dalk meer waardevol wees as wat sy dink. Hy dink sy moet net bietjie laat kyk na die ding. Sy het toe laat kyk na hom. Lang storie kort, kunsgemeenskap is in rep en roer. Hulle het een van hierdie Italiaanse kunstenaars se werke opgespoor en hulle vat toe die skildery en gaan sit hom toe op auction. OK, goed. Sit hom op auction en hierdie skildery wat bo hierdie tannie se hotplate in haar kombuis gehang het vir 60 jaar, verkoop toe vir die waarde van 24 miljoen euro. Daarso is wat dit in Namibian dollar is, 496 miljoen 260.000 Namibian dollar. Jy kan iets daarmee doen. Soos Tiaan sê, as julle wag tot die einde van die diens voor julle uithardloop en gaan kyk na die goed wat in julle huis hang, maar dit is die waarde van hierdie ding wat in hierdie tannie se huis gehang het en sy dit nie besef nie. Nou ek het vra, wie, en so hierdie snaakse ding van hierdie storie, sy kan nie eers onthou wanneer en hoe sy hierdie skildery ontvang het nie. Dalk het sy hom by iemand gekry. Imagine, jy is die persoon wat hierdie skildery vir hierdie tannie gegee het, en jy vind uit, dit was sy waarde. Imagine. Geleen. Imagine, hierdie tannie het vir 60 jaar met hierdie waardevolle skildery in haar huis gelewe, en sy het nie besef nie. Imagine hoe haar lewe anders sou wees as sy vroeër die waarde van hierdie skildery ontdek het. Ek kan nou vir jou sê, sy sou nie vir haarself kos op 'n hotplate gemaak het nie, sy sou by al die fancyste Franse restaurante gaan eet het, dit kan ek nou vir jou sê. Anyway,
ek dink, soveel keer maak ons dieselfde fout as wat hierdie tannie maak. Die Here sê in sy woord, die mens is geskape na die beeld van God. Die skepper, die beste kunstenaar nog ooit, skep die mens en hy sê, dis baie goed. Hierdie is my beste werk. En as ons moet vergelyk hoe ons baie keer kyk na mense, en ons moet vergelyk na daai waarde, dan dink ek besef ons prioriteite is dalk bietjie screwed up. En so ek vertrou die Here vanoggend dat hy vir ons weer opnuut kom wys die waarde in mense, die waarde in siele. So laat ek net vir ons saam bid, dan gaan ons in die skrif ingaan. Here Jesus, dankie dat U elke persoon wat vanoggend hier is so kosbaar ag, Here. Here, toe U die mens geskep het U gesê, dit is baie goed, Here. Here, en ek bid vanoggend dat U iets in ons harte kom doen om ons te laat belyn met U hart vir mense, Here. Om die mens te sien soos wat U die mens sien, dalk ewen om onsself te sien soos U ons sien, Here. Ek bid vanoggend dat U iets kom doen in ons harte, om vir ons te wys wat is waardevol, Here. Ek bid vanoggend dat U prioriteite en dit wat vir ons belangrik is, kom herorganiseer, Here. Amen. So ons gaan vandag in die skrif saam kyk na Matteus 9, en ons gaan lees vanaf vers 35 tot vers 38. En so terwyl julle soontoe blaai, vanoggend se preek het ek getitel 'n waardevolle oes van skape. Nou vir die boere onder ons en vir die onderwysers, dis net 'n woordspeling. Ek weet mense oes nie skape nie, okay. Maar goed, so kom ons lees saam van vers 35 af. Jesus het in al die stede en dorpies rondgegaan, in hulle sinagoges geleer, die evangelie van die koninkryk verkondig en elke siekte en elke kwaal genees. Toe hy die skare sien, het hy hulle innig jammer gekry, omdat hulle verward en verstrooi was, soos skape sonder 'n herder. Toe sê hy vir sy disippels, die oes is groot, maar die arbeiders min. Bid daarom die Here van die oes, dat hy arbeiders uitstuur om sy oes in te samel. Dis die woord van die Here vanoggend. So, in hierdie skrif word daar verwys na skape en 'n oes. Waaroor gaan dit alles? Dit gaan alles oor mense. Dis beeldspraak om te verwys na mense en die waarde van mense. So wie was hierdie skape waarvan hier gepraat word? Die eerste gedeelte van hierdie skrif sê vir ons, Jesus, en ek lees vir ons uit die 83 vertaling uit, dit is 'n bietjie anders as die een wat ons nou net gelees het, maar dit sê, Jesus het al die dorpe en klein plekkies besoek. Nou kom ons dink vir 'n oomblik oor dit. God stuur vir Jesus sy seun af aarde toe met 'n boodskap wat hy moet gee vir die mens, die belangrikste boodskap nog ooit. En as dit ek was, sou die plan gewees het, gaan na die groot stede toe, gaan daar waar al die invloedryke, belangrike mense is, deel die boodskap met hulle en hulle sal vir die wêreld vertel, job well done. Dis nie wat Jesus kom doen het nie. Jesus kom en hy gaan na die dorpe en klein plekkies, die Engels sê villages. Wat sê dit vir ons van die waarde wat God op die mens sit? Jesus dink anders as ons oor mense. Hy sien alle mense as kosbaar. Hy wil sy boodskap by almal uitkry. Maak nie saak waar jy bly, maak nie saak hoeveel geld daar in jou bankrekening is nie. Maak nie saak hoeveel invloed jy het nie, maak nie saak wat se beroep jy het nie. Jesus wil die evangelie by almal uitkry, want hy beskou almal as kosbaar.
En so ons gaan aan in die skrif en sien dat Jesus het in die sinagoges geleer en die evangelie van die koninkryk verkondig en elke siekte en kwaal genees. Toe hy die skare sien, het hy hulle innig jammer gekry. Nou die Engels sê, he was moved with compassion. Nou ek dink baie keer vergeet ons dat Jesus ten volle God was en ten volle mens. Dat Jesus die volle spektrum van menslike emosie ook beleef het. Die woord sê vir ons, we have a Savior that can relate with us. Ons God wie ons volg, Jesus, het elke emosie en die pyn wat ons baie keer beleef, ook beleef. En so hierdie skrif sê, Jesus, he was moved with compassion. En so hierdie woord wat hier gebruik word, kan aangaan daarna in die volgende slide toe. Ek gaan nie probeer om dit uit te spreek nie, daar is veel te veel konsonante daar langs mekaar. Maar dit praat van 'n tipe compassion, 'n tipe hartseer namens mense wat amper jou maag laat draai. Hierdie is 'n intense emosie wat Jesus beleef as hy na hierdie mense kyk. Nou, ek weet nie van jou nie, maar as ek een van Jesus se disippels was in hierdie oomblik, sou dit my bietjie confuse het om te sien wat met Jesus gebeur hierso. Jesus het die evangelie verkondig aan mense, hy het mense genees, die disippels het gesien hoe al hierdie gebeur, daar's wonderwerke wat gebeur. Hier ewe skielik is daar 'n skare mense wat bymekaar kom as gevolg van al hierdie amazing goed wat besig is om te gebeur. Ek sou opgewonde gewees het, ek sou excited gewees het, ek sou soos, yes Jesus, hier's dit nou, hier is dit besig om te gebeur, maar ewe skielik is Jesus in 'n plek van intense hartseer en beleef Jesus hierdie intense emosie. Nou, ek weet nie van julle nie, maar dis bietjie awkward as iets soos dit gebeur, as jy saam met mense is en ewe skielik het hulle 'n intense emosionele reaksie en jy het geen idee waaroor dit gaan nie. Ek weet nie, het dit al met julle gebeur? Dit gebeur deesdae baie met my vrou is 30 weke swanger. En so dis bietjie awkward vir my. Nou is ek in 'n posisie waar sy is hartseer oor iets, maar ek het geen klou waaroor dit gaan nie. En ek dink so bietjie dis waar die disippels was in hierdie oomblik. Hulle is clueless. En vir ons wil ek die vraag vandag vra. Breek die goed wat die Here se hart breek ons in nog. In daai oomblik sou jy verstaan het waaroor dit gegaan het. Jy sien, baie keer is ons emosies soos die barometer, die ding wat vir ons wys wat gaan ons in ons harte aan. Dis al die manier hoe ons meet wat is vir ons belangrik. Ons waardes en ons prioriteite, ons raak emosioneel daaroor. Dis die goed wat ons harte baie vinnig roer. So die vraag is, wat was dit wat vir Jesus so geroer het in hierdie oomblik? Wat het hom, soos die Engels sê, moved him with compassion? En so die skrif gee vir ons 'n redelike goeie idee wat dit was. So ek neem aan Matteus wat hierdie evangelie skryf, moes seker na Jesus toe gegaan het en jy weet dalk was hy clueless aan die begin, maar toe vra hy vir Jesus, Jesus, wat gaan aan? Hoekom is jy so hartseer? En hier's die antwoord wat hy gekry het van Jesus af. Hy het hulle innig jammer gekry omdat hulle verward en verstrooi was soos skape sonder 'n herder. Die Engels sê harassed and helpless like sheep without a shepherd. Nou, die skrif sê ook daar vir ons, hierdie het alles gebeur toe Jesus gekyk het na die skare. So wat het hy gesien? Waarna het hy gekyk? Wat hom hierdie indruk gegee het rondom hierdie mense? Nou, ek wil vandag vir julle sê, dit was nie hulle uiterlike kondisie nie. Jesus het gekyk na die harte van mense en hy het iets raak gesien.
wat hy vergelyk met, hulle het gelyk soos skape sonder 'n herder. En so, kom ons dink vir 'n oomblik oor daai, wat gebeur met 'n skaap wanneer hy nie 'n herder het nie? 'n Skaap sonder 'n herder sal homself altyd, hulle sal 'n manier kry om homself in een of ander vorm van gevaar te sit. Dalk gaan val hy iewers in 'n put. Dalk, kom hy in 'n area waar daar 'n roofdier of iets is wat hom in gevaar sit. En Jesus vergelyk die mense se kondisie met 'n skaap, met sonder 'n herder. Hulle is in gevaar. 'n Skaap sonder 'n herder, het nie versorging nie. Dalk is daar allerlei siektes en dinge wat 'n skaap kan optel wat nie 'n herder het nie, wat hom ongesond maak. Dalk, as sy wolle nie gesny word nie, ek's nou nie 'n boer nie, so die boere sal ook vir my kan sê, maar ek neem maar net aan, daar's allerlei infeksies en allerlei dinge wat kan gebeur as 'n skaap nie versorg word nie. En Jesus kom vergelyk hierdie mense se kondisie met 'n skaap soos dit. En ons sien dat Jesus hierdie selfe vergelyking gebruik in Johannes in Johannes 10 vers 10 en 11. En ek gaan sommer vir ons saam lees, jy kan daar op die skrif ook saam volg, op die bord saam volg. So Jesus sê in Johannes 10 vers 10, 'n dief kom net steel en slag en uitroei. Nou, wie is die dief waarvan hy praat? Hy praat hier van die vyand, hy praat hier van die duiwel. En so hy gaan aan om te sê, ek het gekom sodat julle lewe kan hê en dit in oorvloed. Ek dink een van die mees effektiefste leuns wat die duiwel vertel in ons tyd, is dat hy die een is wat wil lewe gee. Hy wil vryheid gee aan mense. Hy wil hierdie hele ding van Jesus volg en die Bybel gehoorsaam en kerk wees en goeders, dis alles maniere hoe jou vryheid by jou weggevat gaan word. Dis alles maniere hoe jy gelimit gaan word. Jesus kom sê die teenoorgestelde hier. Hy sê die vyand kom om te steel, te slag en te verwoes. Jy sien, waaroor dit gaan is, sonde voel goed in die oomblik, dit voel soos vryheid, dit voel soos lewe. Wanneer daai adrenalien en daai endorfines inskop, voel dit goed. Maar oor die lang termyn weet ons dit verwoes, dit bring dood. En Jesus kom sê, hy is die een wat lewe wil gee, hy is die een wat volle lewe wil gee. En hy gaan aan om te sê, ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe neer vir sy skape. En familie, vanoggend wil ek vir ons sê dat die mens is waardevol vir God, want hy het hom in sy beeld geskep. En die prys op die mens is baie hoër as die amper 500 miljoen wat betaal is vir daai skildery. Die prys op die mens is die bloed van die Seun van God. Jesus het sy lewe kom neerlê. Dit is hoe waardevol jy vandag is. God het kom betaal met sy eie bloed, uit sy eie lewe kom gee. Hierdie goeie herder het kom staan tussen die dief, tussen die wolf en die skape en gesê, vat eerder my lewe. Ek sal die prys wees, ek sal betaal, maar jy raak nie aan my skape nie. Besef vandag, dit is wat die Here sê oor jou. Hy het so hoë prys betaal vandag vir jou, en as jy vandag hier sit, en jy het nog nooit hierdie gehoor nie, wil ek jou geleentheid gee om te reageer aan die einde van die diens. As jy nog nooit gehoor het, dat hierdie herder
jou as skaap so kosbaar sien en jy het 'n geleentheid gehad om jou lewe te gee en te sê, ek wil jou volg nie, wil ek jou geleentheid aan die einde van die diens gee daarvoor. So, hier's terug by die skare, ons sien Jesus is besig om te praat met hierdie skare, hy vergelyk hulle na skape sonder 'n herder. Nou ek het 'n vraag, hierdie mense is dan nou by Jesus? Is hulle dan nou nie skape wat by die herder is nie? So waaroor gaan dit dat Jesus verwys na hulle as skape sonder 'n herder? Nou, om dit te verstaan, moet ons bietjie verstaan van hoe dit gewerk het in daai tyd. So hierdie mense van hierdie verskillende dorpies en plekke waar hulle is, sou 'n sinagoge gehad het waarna toe hulle sou gegaan het, en daar sou 'n fariseer of 'n skrifgeleerde gewees het wat geestelike verantwoordelikheid moes vat vir hierdie mense. Hy sou dan nou die herder wees oor hierdie mense. En bloot die feit dat hulle geestelike kondisie is waar dit is, sê Jesus, hierdie herders wat julle hier het, is nie besig om hulle werk te doen nie. Hulle is nie besig om julle geestelik te lei, om te sien na julle, seker te maak julle groei en julle is gesond geestelik nie. En so, dis nie nuwe nuus dat Jesus gereeld die fariseërs aangespreek het en hulle uitgeroep het nie. Ek wil sommer net 'n skrif uitwys vir ons in Lukas 15. En deur dit gaan ons bietjie kyk, want wat het hier gebeur? Hoekom het hierdie fariseërs so hulle verantwoordelikheid nie nagekom teenoor hulle skape nie? Hoekom was hulle, ek meen tot op die punt dat Jesus sê dit lyk vir hom uit die kondisie van hierdie mense uit of hulle glad nie eers 'n herder het nie. En so kom ons kyk gou na Lukas 15. Ek lees ons van vers 1 af. Die tollenaars en sondaars het almal die gewoonte gehad om na Jesus te kom luister. Hierteen het die fariseërs en die skrifgeleerdes beswaar gemaak en gesê, hierdie man ontvang sondaars en eet self saam met hulle. Toe vertel Jesus vir hulle hierdie gelykenis. En so Jesus is besig om te praat met hierdie fariseërs rondom die issue van hy eet dan saam met al hierdie sondige mense. En hy gebruik 3 gelykenisse, die gelykenis van die verlore skaap, die gelykenis van die verlore muntstuk en die gelykenis van die verlore seun, om hierdie fariseërs eintlik te oortuig van eintlik net een ding. Die kosbaarheid van siele, die kosbaarheid van mense. Ek wil vanoggend vir jou sê, wat verkeerd gegaan het met hierdie fariseërs is, hulle het vergeet hoe kosbaar mense is vir God. Selfs dies wat nie in die kerk sit nie. Alle mense. Jy sien, dit was goed en maklik vir hulle om aansien te kry by die mense wat in die kerk sit, by al die mense wat met hulle saamsteen. Later in daai skrif in Johannes vergelyk Jesus hierdie fariseërs met huurarbeiders. Hy sê, julle is soos huurarbeiders wat oor hierdie skape aangestel is. Al wat julle wil hê, is die voordele wat kom saam met na hierdie skape kyk. Julle gee nie regtig om vir die skape nie. Wanneer die wolf kom, dan hardloop julle ook weg. Julle is nie bereid om 'n prys te betaal nie. Julle het vergeet hoe kosbaar die mens vir God is. En so ek wil vandag vir jou kom sê, ons maak dieselfde fout. Dis die fout wat daai tannie gemaak het met die skilderye in haar huis. Ons stap elke dag verby mense en ons bereken nie wat die waarde is op die persoon voor ons nie. Ons sien nie raak die waarde in mense waarmee ons elke dag te doen kry nie. En
So ons sien Jesus praat van die skape wat nie 'n herder het nie, maar ek wil vandag vir jou ook sê, daar's iets wat in ons dag ook meer algemeen is. Sure, die herder het 'n verantwoordelikheid teenoor die skape, maar die skape het ook 'n verantwoordelikheid om 'n herder te hê. Deesdae sien ons baie skape, mense wat gered is en sê hulle is gered, wat buite die kerk rondhardloop, so skape. Ek wil vir jou vandag sê, dit is gevaarlik. Dis wat die skrif hier vir ons sê. Dit is gevaarlik. Dis gevaarlik om nie 'n herder te hê nie. Dit is gevaarlik om nie deel te wees van 'n gemeenskap van gelowiges nie. En so net so bietjie uit my eie storie uit. Ek was gered in 2006, was deel van 'n gemeente vir 'n klompie jaar. En daar het iets begin gebeur waar my hart so bietjie begin wegtrek het van kerk af. En ek het deel geraak van 'n klomp parachurch dinge en jy weet, nog steeds gesê, ja, maar ek volg die Here, ek is 'n kind van die Here. Stadig maar seker het my hart onder kerk uitgetrek. Stadig maar seker het die gevaar waarin ek was begin verwoesting bring. En dit het gevat dat ek 'n paar jaar later eers in 'n disippelskap verhouding kom, weer terugkom in kerk, waar ek gesien het dat die Here kom begin restaurasie bring. En as jy vandag in daai posisie is, wil ek vir jou sê, moenie een van daai skape wees wat daar buite is, nie deel en sonder 'n herder is in hierdie wêreld nie. Ja, Jesus is ons herder, maar hy roep ons tot 'n geestelike gemeenskap. So as dit jy is, kom in disippelskap, kom in 'n connect-groep. Dis waar die Here my hart kom verander het, soveel goed kom regstel het en regwys het. Kom in verhouding met mense. Die Here wil jou vandag nader roep. Jy is te kosbaar vir hom om te sien dat jy alleen daar buite rondloop. En so ek wil net vir 'n oomblik ook baie reël wees met julle. Ek verstaan, daar is baie mense wat in die kerk seer kry, en daar's deesdae is daar even 'n hashtag church hurt. I get it. Ek was ook daar. Mense kry seer in die kerk. Ons is mense, ek en Tiaan, ons is mense. Maar ek wil vandag 'n bietjie reël met jou wees net vir 'n oomblik, en ek weet nie hoe baie hierdie twee van dit gaan hou nie. Maar 2023, toe voel ek en my vrou Anneke, die Here praat met ons oor hier na Okahanya toe kom. Nou, ons is clueless, ons was nog nooit hier nie, ek weet nie hoe die kerk lyk nie, ek ken nie vir Tiaan of Marlou nie, so ek gaan sit toe by iemand wat hulle ken, Dani, en baie van julle sal ook vir Dani dit toe ken, ek gaan sit toe by hom en ek vra vir hom, Dani, vertel vir my van die kerk, gee my 'n bietjie 'n lowdown en vertel my 'n bietjie van Tiaan en Marlou. Skinder. Heilige skinder. Jy weet, ek was in 'n posisie om my hele lewe op te gee en na 'n ander land toe te trek. Ek dink 'n kort info. En so ek gaan sit toe by Dani en hy vertel toe 'n bietjie vir my van die geskiedenis van die kerk, die verskillende leierskaps transitions wat hier gebeur het en die verskillende goed wat gebeur het in die gemeente, en baie van julle sal bewus wees daarvan. En hy sê toe vir my hierdie woorde: Tiaan en Marlou het al 1000 redes gehad om te gaan, maar hulle het gebly, en die rede was omdat hulle die gemeente te lief gehad het om te gaan. Hulle het julle te lief. En so ek wil vandag vir jou sê, jy sit in 'n gemeente waar die herder wat oor jou is, jou diep lief het. Hierdie twee het 'n prys betaal. En kerk is nie 'n perfekte plek nie. Dis nie wat ek sê nie. Weet net, jy is in 'n plek waar jy veilig is. Waar as jy in ons staff meetings kan inloop, waaroor ons praat, is dit: hoe kan ons julle help om te groei? Hoe kan ons julle help om gesond te wees geestelik? Dis waaroor ons praat. Dis wat ons beplan. So, ja, kerk is nie perfek nie, maar ek nooi jou vandag in.
kom in 'n connect-groep, raak deel. Kom kyk saam wat die Here wil doen deur hierdie normale mense wat hier voor ons sit. En so, as 'n skaap het ons ook 'n verantwoordelikheid. En ons sien hier in die skrif is daar 'n bietjie van 'n switch. Hy praat van skape en dan op 'n stadium gaan dit oor. En dan praat Jesus oor 'n oes. Nou hoekom die switch? Ek wil vandag vir jou sê, dis great om 'n skaap te wees. Iemand anders sorg vir jou, jy hoef oor niks te worry nie, jy's fine. Al wat jy hoef te worry oor is loop in die veld rond, blær en eet genoeg en happy days. Ons kan nie geestelike skape bly nie. Die Here roep ons tot iets meer. En wat is dit? Kom ons kyk saam in die skrif. Toe sê hy vir sy disippels, die oes is groot, maar die arbeiders is min. Bid daarom die Here van die oes, dat hy arbeiders uitstuur om sy oes in te samel. Jy kan nie net 'n skaap bly nie, jy moet 'n arbeider word. Amen. Dit is die roep van vandag. As mense so waardevol is soos wat die Here sê hulle is, as hulle geskep is in God se beeld, as Jesus met sy bloed betaal het vir mense, roep hy ons vandag om arbeiders te word. Amen. Weet jy wat? Dit is ook vir my amazing. Hoe incredible dat die Here ons, normale mense, waardig ag daarvan, om sy boodskap na die wêreld toe te vat. Hy gee vir ons een van die belangrikste werke wat nog ooit bestaan het. Besef ons dit? En so ons kyk na die skrif hier en hy sê vir ons dat die oes is groot. Nou die boere hier, Belinda, Dirk, julle, as die oes reg is, wat moet gebeur? Dit moet geoes word. Jy kan nie wag nie. Daar's 'n dringendheid. Die Here sê vandag vir ons, die oes is groot. Die probleem is nie met die oes nie. OK? Die probleem is, die arbeiders is min. Nou, is 'n bietjie van 'n vreemde oomblik, want weer eens, as ek myself in die disippels se skoene moes sit, en Jesus sê hierdie woorde, die oes is groot, maar die arbeiders is min, dan sê ek gegaan het, yes Jesus, pick me, let's go. Kom ons gaan doen dit. Maar wat doen Jesus? Wat sê hy vir sy disippels om te doen? Bid daarom. Jy sien, hier dink ek is 'n fout wat ons baie keer maak wanneer ons arbeiders wil wees. Ons probeer dit uit ons eie krag uit doen. Jesus roep sy disippels om eerste nederigheid, afhanklikheid van die Here toe te pas. Want hy weet, wanneer ons skape is daar een van twee goed wat ons kan word. Ons word of 'n arbeider, of ons word 'n fariseer. Dis die enigste opsies. Ons word iemand wat in trots uit ons eie krag uit goed aanpak vir die Here. Maar ons harte is koud teenoor wat belangrik is vir die Here, teen die waarde wat hy sit op mense. Of hy maak ons arbeiders. Arbeiders wat weet, dit is nie ons oes nie, die oes behoort aan die Here. En so dit is die roep vandag. Sal ons daai tipe arbeiders word, wat in afhanklikheid van die Here die goeie nuus gaan versprei, wat die oes inbring. En so in die storie wat ek gedeel het aan die begin rondom hierdie tannie en haar skildery,
Ek dink vir my die hero van daai storie is die afslaer. Die ou wat na die tannie se huis toe gekom het en vir haar gesê het, ek dink hier's waarde hier. Imagine hy het dit nie gedoen nie. Dan sal hy skildery seker maar aangepas geword het na die volgende persoon toe, en wie weet, daai bedrag sou seker net opgegaan het met die volgende persoon, maar hy het vir 'n oomblik gepause en gesê, ek dink ons mis iets hierso. Vandag is die roep om daai selfe manier van kyk toe te pas na die mense waarmee jy elke dag te doen kry. En so ek wil ons net vanoggend roep tot hoe pas ons hierdie toe? Gee my net gou 'n oomblik. So die skrif sê vir ons, Jesus het gekyk na die skare. Party van julle is bang, julle gaan nie nou skildery sien as julle kyk nie, maar ek wil vandag as 'n praktiese manier van hierdie begin uitleef, vir ons help om anders te begin kyk na mense. So, kyk bietjie wat jy daar sien. So, daar sê. Sien julle mense? Okay. Wat sien jy as jy mense sien? Kyk jy met Jesus se oë na mense? Ek wil hê jy moet dieper kyk. Hou aan kyk. Dalk sien jy iemand wat jou al seer gemaak het. Hulle is ook in die Here se beeld geskape. Dalk sien jy vandag jouself en dit is moeilik vir jou om hierdie waarheid te hoor. Die Here het my ook geskep in sy beeld. Dalk kyk jy vir al hierdie mense en jy voel, ek ken nie hierdie mense nie, hulle beteken niks vir my nie. Ek wil jou vandag geroep om jou hart oop te maak vir geestelike familie. Ek wil jou vandag geroep om deel te wees, om nie meer 'n skaap te wees, wat al buite op jou eie ronddwaal nie. Dalk kyk jy en jy, alwaar jy kan dink, as jy dink aan die persoon wat al buite is. Dan wil ek vir jou sê, moenie ophou bid nie. Maar ek wil ook vir jou sê, moenie net daar bly nie. Partykeer bid ons so hard, Here, asseblief stuur iemand. Die Here sê, jy is my arbeider. Goed, familie, kan ons saam net ons oë toemaak vandag. Here, dankie dat U ons vandag geroep. Nader roep, Here. Here, ons hoor U stem, Here. Ons hoor U stem van die herder wat ons roep, nader aan U, Here. Nader aan U mense, Here. Here, dankie dat U elkeen so kosbaar beskou in hierdie plek. U het U lewe kom gee, Here Jesus. U het die ultimate prys kom betaal. Wat is die waarde van die seun van God se lewe? Hoe kan dit bereken word? Dit is die prys wat U vir ons kom betaal het, Here. En ons wil net vanoggend kom sê dankie, Here. Ons weet ook, dit is die prys wat U vir ons betaal het, Here.
Maar dit is nie net vir ons nie, dit is vir elkeen daar buite, Here. Elkeen wat vasgevang is dalk in 'n verslawing, Here. Help ons om anders te kyk na mense, Here. Laat ons nie net sê, dankie tog is nie ek nie. Dankie tog my lewe lyk nie so nie, Here. Kom breek ons koue harte vanoggend, Here. Laat ons na mense kan kyk en huil saam met U. Vir verlore mense, vir mense wat daar buite sit wat U nie ken nie. Wat so skape is sonder 'n herder, Here. Breek ons harte, Here. Here, en ek bid dat vanoggend die gevolg van vanoggend sal wees dat U ons weer stuur in mense se lewens in en ons weet ons doen dit nie alleen nie. Ons weet U gaan saam met ons. So vanoggend terwyl ons net ons oë toe hou, wil ek jou 'n geleentheid gee om te reageer. As jy vanoggend hier sit en jy het nog nooit die besluit gemaak om te sê, Jesus, wees my herder, ek sien die prys wat jy betaal het vir my lewe, ek wil uit 'n lewe van sonde afkom, ek wil nie meer self ronddwaal, ek wil kom en saam met die herder stap. As jy nog nooit daai besluit gemaak het nie, wil ek jou vanoggend geleentheid gee om te reageer. As daar iemand soos dit hier vanoggend is, wil ek hê jy moet net jou hand opsteek, laat ek jou kan sien. Amen, dankie vir daai hand. Sê dankie vir daai hand. Here, dankie dat U vanoggend kom red. Dankie dat U vanoggend net weer eens kom wys. U is die redder. U is die een wat wil kom red en bevry, Here. En dankie vir hierdie mense wat vanoggend kom reageer, Here. Dankie vir hoe kosbaar U elke persoon beskou hier vanoggend. Dan wil ek 'n tweede groep net geleentheid gee om te reageer vanoggend. As jy 'n skaap is, kan jy nie net 'n skaap bly nie. My hoop vanoggend is dat die Here die fariseer hart, die een wat vergeet hoe kosbaar mense is, sal verander in 'n werker. As dit iets is wat jy voel, die Here praat met jou oor vanoggend, wil ek jou net geleentheid gee om te reageer. As dit jy is, wil ek net hê jy moet jou hand opsteek. Yes, dankie vir daai hand. As jy weet die Here praat vanoggend met jou en hy roep jou om te bid en te kom uitreik na mense toe in jou elke dag se lewe, steek dit jou hand vir my op. So iemand gaan 'n kaartjie in jou hand kom stop. Ek sal nou vir jou sê waaroor dit gaan. So daai kaartjie wat jy nou ontvang het, noem ons 'n engage card. Daar wil ek hê jy moet iemand se naam skryf, at least een persoon, maar daar's plek vir nog baie meer. Waar jy vandag aan gedink het toe jy hierdie boodskap gehoor het. Kan jy daai afslaer wees wat na daai persoon toe gaan en sê, hey, ek sien waarde, ek sien iets wat die Here wil doen. Ek sien jy besef nie wat Jesus kom doen het vir jou nie. So wat ek wil hê as jy skryf hulle naam op daai kaartjie neer en die roep is presies wat Jesus vir sy disippels gevra het om te doen. Bid dan.
bid vir daai persoon en vertrou die Here vir 'n geleentheid om jou getuienis of die evangelie te deel met daai persoon. Goed, ek wil nou net vir ons bid voor ek ons uitstuur. Here Jesus, dankie dat U elke persoon wat vandag reageer in hierdie manier, kom bekragtig met U Gees, Here. Heilige Gees, U is die een wat saam met ons gaan, U is die een wat voor ons gaan en U is die een wat na ons kom. U is alomteenwoordig. U is die een wat ons in staat maak om arbeiders te wees wat vrug dra, Here. Ek bid nou, Heilige Gees, vir 'n nuwe bekragtiging op elke persoon wat vandag reageer tot hierdie woord en sê ek sal gaan deel. Amen. Amen, familie. So, mag julle hierdie week arbeiders wees. Skape wees wat gesond is, wat groei. En mag jy net beleef hoe die Here saam met jou gaan in dit. En mag jy net opnuut weer beleef hoe kosbaar dit is dat die Here ons mens gemaak het. Die prys wat hy op elkeen van ons gesit het. En almal sê saam met my, Amen.